Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Romeine 4 uit vers 19 tot 22. En sonder om te verswak in die geloof, het hy Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat alreeds verstorwe was nie, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara, wat 90 jaar oud was nie. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God begin twyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en hy het aan God die eer gegee. Hoor hoe loop hierdie twee saam, wanneer jy vir God die eer gee, wat jou geloof versterk word. En dan vers 21, hy was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Hy was oortuig dat God die mag het wat God beloof het. En daarom, omdat Abraham so geglo het, was dit hom tot geregtigheid gereken. En geregtigheid beteken dat ons God aanbid soos hy aanbid behoort te word. So die woord gee vir ons vanoggend soveel moed, dat ons lees dat Abraham nie verswak het in sy geloof nie, self toe hy al 100 jaar oud was. Hy was nie moedeloos nie, want hy het nie na homself of sy omstandighede gekyk, na oud en verstok en oor die muur nie, en swak nie, maar hy het gekyk na sy sterk God. Hy het nie gebukkend gegaan onder die swaar, gewigtige belofte wat God aan hom gegee het nie, maar hy was op die plek wat hy weet God kan die onmoontlike doen. In realiteit moes hy swakker geword het, maar sy geloof het al hoe sterker gegroei. Hy het God geloof en hy het God groot gemaak, dat God die mag het om te doen wat hy beloof het, want hy is die Here, aan wie daar geen swakheid of tekorte is nie. Die Griekse beskrywing vertaal dit, dat God nie net in staat is nie, maar in oorvloed in staat is, met 'n bron wat nooit kan opraak nie. Dit het Jesus gesê. Hy het gesê, hy sal ons die lewe en oorvloed gee. Hy kies om na die Here, aan wie se krag daar geen einde is nie, te glo. Die enigste tekort van hierdie is dat het aan ons kant is, waar ons nie begin glo nie, waar ons minder glo, en waar ons dink, nee, hierdie is te groot, dit sal nooit gebeur nie. Want ons verwagtings is te laag, dit is wat die enigste tekort is. God probeer ons visie verskuif, na 'n groter een toe, met meer verwagtings. Sal ons aanhou lag, soos wat Sara gelag het, asof dit nou te laat is, dat God so iets kan regkry. En onthou jy, hoe die Here daar gesê het, hoekom lag Sara? En toe sê sy, nee, sy het maar net so gemaak, maar die Here het gesê, nee, jy het gelag, oor 'n jaar hierdie tyd, sal jy 'n klein seentjie vashou. En dat God, sê hy in Efesiërs 3 vers 20, die mag het om te doen, ver bo alles wat ons kan bid, of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Hy is El Shaddai, ons almagtige God, meer as genoeg, en ons kan nie in staat wees om te seën waarmee hy ons nie meer geseën het nie. Hoe hoër ons teen hierdie muur uitklim van geloof, hoe meer sal ons sien, hoe lyk die goddelike krag, waarmee hy in ons werk, hierdie belofte, wat binnekant in ons is, soos 'n sleutel, wat in 'n deur is, en die sleutel is in die binnekant van ons, daar waar ons gees is, om hierdie rykdom, en hierdie genade, en hierdie guns van God te kan oopsluit, om regtig te kan sien, hoe 'n groot skatkamer binnekant in ons is, dat God nie kyk na die uiterlik nie, of die omstandighede nie. God doen dinge waar dit onmoontlik is. Dit is hoe wonderwerke werk. Jesus, baie dankie
vir die grootste wonderwerk, wat ons vanoggend saam met U aan die tafel kan sit, 'n gedekte tafel, teenoor ons teestanders, dat ons weet, Here, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus, dat U ons help om te vergewe, dat U ons ook laat wen, Here, soos wat ons vergifnis by U kry, en U daardie goed wat ons so swak maak, so ver soos die ooste van die weste van ons verwyder. Jesus, baie dankie ook vir U liggaam wat vir ons gebreek is, U liggaam wat ons nou versterk, en deur wie ons genesing ontvang in al ons wonde. Amen.